Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Levitikus 14 doen. Kom ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Die opskrif is Wette oor die reiniging van 'n melaatse. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Dit is die wet van die melaatse op die dag van sy reiniging. Hy moet na die priester gebring word en die priester moet buitekant die laar gaan. As die priester sien dat die plaag van melaatsheid genees is, van die melaatse weg is, moet die priester bevel gee dat hulle vir hom wat gereinig moet word 2 lewendige rein voëls en sederhout en skarlakendraad en 'n hyssop moet bring. Die priester moet ook bevel gee dat hulle die een voël in 'n erdepot oor vars water slag. Die lewendige voël moet hy neem, sowel as die sederhout en die skarlakendraad en die hyssop, en die lewendige voël insteek in die bloed van die voël wat oor die vars water geslag is. En hy moet op hom wat van die melaatse huid gereinig moet word 7 maal sprinkel en hom reinig, en die lewendige voël moet hy oor die oop veld laat wegvlieg. Dan moet hy wat gereinig moet word sy klere was en al sy hare afskeer en 'n bad neem, dan sal hy rein wees, en daarna kan hy in die laar kom, maar hy moet 7 dae lank buitekant sy tent bly. En op die 7de dag moet hy al sy hare afskeer, sy hoof en sy baard en sy wenkbraue, al sy hare moet hy afskeer, en hy moet sy klere was en sy liggaam in die water bad, dan sal hy rein wees. En op die 8ste dag moet hy 2 lammers sonder gebrek neem, en 1 jaar oud ooilam sonder gebrek en 3/10 van 'n eva fynmeel as spysoffer met olie gemeng en 1 log olie. En die priester wat die reiniging bewaak, moet die man wat gereinig word en die gawes voor die aangesig van die Here by die ingang van die tent van samekoms stel. En die priester moet die 1 lam neem en dit saam met die logolie as skuldoffer aanbring en dit as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg. Dan moet hy die lam slag op die plek waar hulle die sondoffer en die brandoffer slag in die heilige plek, want die skuldoffer net soos die sondoffer behoort aan die priester, hoogheilig is dit. En die priester moet van die bloed van die skuldoffer neem en die priester moet dit stryk en die regter oorlel van hom wat gereinig word. Ek lees gou weer vers 14. En die priester moet van die bloed van die skuldoffer neem. En die priester moet dit stryk aan die regter oorlel van hom wat gereinig word. So hy moet die bloed smeer in die regter oorlel van die ou wat melaatsheid het of die vrou, nê. En aan die duim van sy regterhand en aan die groot toon van sy regtervoet. Die priester moet ook van die logolie neem en dit giet in die priester se linkerhand. Dan moet die priester sy regtervinger aan die olie steek wat in sy linkerhand is en met sy vinger van die olie 7 maal sprinkel voor die aangesig van die Here. En die oorige olie wat in sy hand is, moet die priester stryk aan die regter oorlel van hom wat gereinig word. En aan die duim van sy regterhand en aan die groot toon van sy regtervoet, bo oor die bloed van die skuldoffer. Wat dan oor is van die olie wat in die priester se hand is, moet hy stryk op die hoof van hom wat gereinig word. So moet die priester dan vir hom versoening doen voor die aangesig van die Here. Die priester moet ook die sondoffer berei en vir hom wat gereinig word versoening doen weens sy onreinheid. En daarna moet hy die brandoffer slag. En die priester moet die brandoffer en die spysoffer op die altaar offer. So moet die priester dan vir hom versoening doen en hy sal rein wees. Maar as hy arm is en dit nie kan bekostig nie, moet hy 1 lam as skuldoffer neem om beweeg te word, om vir hom versoening te doen, daarby 1/10 van 'n eva fynmeel met olie gemeng as spysoffer en 'n log olie. Ook 2 tortelduwe of 2 jong duwe wat hy kan bekostig, en die een sal wees 'n sondoffer en die ander 'n brandoffer. Hy moet hulle dan op die 8ste dag na sy reiniger na die priester bring, by die ingang van die tent van samekoms voor die aangesig van die Here. En die priester moet die skuldofferlam en die logolie neem, en die priester moet dit as beweegoffer
voor die aangesig van die Here beweeg. Dan moet hy die skuldofferlam slag en die priester moet van die bloed van die skuldoffer neem en dit stryk in die regteroorlel van hom wat gereinig word, en aan die duim van sy regterhand en die groottoon van sy regtervoet. Ook moet die priester van die olie in die priester se linkerhand giet. Dan moet die priester met sy regtervinger van die olie wat in sy linkerhand is 7 maal sprinkel voor die aangesig van die Here. En die priester moet van die olie wat in sy hand is stryk aan die regteroorlel van hom wat gereinig word, en aan die duim van sy regterhand en aan die groottoon van sy regtervoet, bo-oor die plek van die bloed van die skuldoffer. Wat dan oor is van die olie wat in die priester se hand is, moet hy stryk op die hoof van hom wat gereinig word, om versoening vir hom te doen voor die aangesig van die Here. Dan moet hy een van die tortelduwe berei, of van die jong duwe wat hy kan bekostig. Die een as sondoffer en die ander as brandoffer, saam met die spysoffer. So moet die priester dan vir hom wat gereinig word, versoening doen voor die aangesig van die Here. Dit is die wet vir hom op wie die plaag van melaatsheid was, wat by sy reiniging nie vermoond is nie. Vers 33 opskrif is melaatsheid van huise. Verder het die Here met Moses en Aaron gespreek en gesê, as julle in die land Kanaan inkom, wat ek julle as besitting gee, en ek die plaag van 'n melaatsheid in 'n huis van die land van julle besitting laat kom, moet hy aan wie die huis behoort kom, en aan die priester te kenne gee en sê, dit lyk my of daar 'n plaag in die huis is. Nou, ek het nie geweet huise kan plaag hê nie, maar duidelik kan 'n huis 'n plaag het. Sjoe. Vers 36. En die priester moet bevel gee dat hulle die huis ontruim, voordat die priester die plaag kom bekyk, sodat alles wat in die huis is nie onrein word nie, en daarna moet die priester kom om die huis te bekyk. As hy die plaag bekyk en sien dat die plaag aan die mure van die huis is, soos liggroen of rooierige kuiltjies, en hulle dieper lyk as die muur, dan moet die priester uit die huis uit gaan na die deur van die huis en die huis 7 dae lank toesluit. Op die 7de dag moet die priester dan terugkom. Sien hy dan dat die plaag hom uitgebrei het aan die mure van die huis, dan moet die priester bevel gee dat hulle die klippe uitbreek waaraan die plaag is en dit buitekant die stad op 'n onrein plek gooi. En die huis moet hulle binnekant rondom afkrap en die klei wat hulle afgekrap het buitekant die stad op 'n onrein plek weggooi. Dan moet hulle ander klippe neem en aan die plek van daardie klippe insit en hulle meet ander klei neem en die huis pleister. Maar as die plaag weer in die huis uitbreek nadat hulle die klippe uitgebreek en die huis afgekrap het en dit gepleister is, moet die priester kom en as hy sien dat die plaag in die huis versprei het, dan is dit 'n kwaadaardige melaatsheid in die huis, dit is onrein. Daarom moet hulle die huis afbreek, sy klippe en sy hout en al die klei van die huis, en hulle moet dit buitekant die stad op 'n onrein plek uitbring. En hy wat in die huis kom al die tyd dat hulle dit toegesluit hou, sal tot die aand toe onrein wees. En hy wat in die huis slaap, moet sy klere was, en hy wat in die huis eet, moet sy klere was. Maar as die priester kom en sien dat die plaag nie in die huis versprei het, nadat die huis gepleister is nie, dan moet die priester die huis rein verklaar, want die aangetaste plek het gesond geword. Dan moet hy om die huis te onsondig 2 voëls neem en sederhout en skarlakendraad en hyssop, en die een voël in 'n erwtepot oor vars water slag. Dan moet hy die sederhout en die hyssop en die skarlakendraad en die lewendige voël neem en dit in die bloed van die geslagte voël en in die vars water insteek, en hy moet die huis 7 maal besprinkel. So moet hy dan die huis ontsondig, met die bloed van die voël sowel as met die vars water en die lewendige voël en die sederhout en die hyssop en die skarlakendraad. Daarop moet hy die lewendige voël buitekant die stad
oor die oop veld laat wegvlieg, so moet hy dan vir die huis versoening doen, en dit sal rein wees. Dit is die wet oor die plaag van die melaatsheid en oor skurfte, en oor melaatsheid van klere en huise, en oor swelsels en uitslag en ligte vlekke, om te onderrig wanneer iets onrein en wanneer iets rein is. Dit is die wet oor die melaatsheid. Ek kan nie myself uitlaat oor melaatsheid oor huise nie, want ek het nie kennis daaroor nie. Wat ek wel kan sê is dat duidelik het huise melaatsheid gehad. En dit is scary. Kijk, tot de volgende video.